Daar's 'n liedjie wat sê, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê oorwinning voor. Weet jy, en ek wil vir u sê, as jy wil deel hê aan die oorwinning van die Here, het dit tyd geword dat ons hand in ons eie boesem stak en vir myself vra, Here, hoe staan my saak met u? Ons wil almal oorwinning hê, ons almal wil 'n nuwe lewe hê, ons almal soek na vrede, ons almal soek na geluk. Maar ek vra myself die vraag af baie maal, doen ek dit in die piramides van God se opdrag? Ons kan soek na genot in hierdie lewe. Dit hou vir my niks in nie, behalwe om maar net te val in die oordeele van die Here. En terwyl ek met die Here praat en ek vra, Here, wat wil u hê moet ek vir die gemeente sê? Sê, Here, daar is 'n klein groepie hierso, maar daar's mense buite wat woord van die Here hoor. En ek wil vir u sê, as jy vanoggend die woord van die Here hoor, is dit nie maar net toevallig net nog 'n woord wat jy hoor nie. As ons kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur, kan ons sien dat die tyd was besig om uit te loop. Terwyl daar oorloë en gerugte van oorloë is die skrif duidelik, het sê, is dit nog nie die tyd nie. Want die dag en die uur weet niemand wat die Here gaan besluit om sy kinders te kom haal nie. Selfs nie Jesus Christus nie. En terwyl ek my gedagtes laat gaan en ek sê in die week vir my vrou, hoe maklik is dit vir daardie oorlog om net in Suid-Afrika in te skuif. Wil ek vir jou sê, dit help nie, jy roep uit Here, Here nie, want die skrif sê, almal wat sê Here, Here, gaan nie almal wat sê Here, Here, gaan die koninkryk van God ingaan nie. Nie almal wat in die kerk sit, gaan die koninkryk van God ingaan nie. Maar die man en die vrou wat die Here dien, in gees en in waarheid, is die wat God gaan sien, wat hemel gaan maak. Ek dink ons het laas Sondag het my pa aangehaal, en ek het ook aangehaal in die preek, wat Petrus vir die Here gevra het, of een van die disippels, is die wat gered word baie. Jesus se antwoord het my getref. Hy sê, baie gaan probeer, maar nie in staat wees nie. Dit sê vir my, baie van ons wat vanoggend in die kerk sit, in die liggaam van Christus deel is die wat probeer. Maar as ek nie doen soos die skrif sê nie, gaan ek nie in staat wees om die koninkryk van God in te gaan nie. Dit was nie Petrus se woorde nie, dit was nie Paulus se woorde nie, dit was nie een of ander 'n profetiese woorde nie, dit was Jesus Christus, die seun van 'n lewende God, se woorde aan die profete en die disippels en die kinders van vandag. Baie gaan probeer, maar nie in staat wees nie. As ek die skrif vat, en ek lees dit, dan is dit wat God van my nie verwag om by in te pas. Daar is nie 'n maar aan verbonde nie. Daar is nie kans om te sê, ag, wanneer ek voor die Here staan, dan sal ek met hom redeneer, en ek gaan hom my situasie verduidelik, en ek gaan hom vertel hoe my hart voel nie. Dit gaan jou niks help in daardie dag nie, terwyl ons die skrif het, wat sê baie gaan probeer, maar nie in staat is. Wil ek vanoggend vir julle die woord van die Here lees. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 11. In die opskrif, en ek wil dit ook die tema van die preek maak vanoggend, dringende vermaning om heilig te lewe. 'n Dringende vermaning. En weet jy, as dit 'n dringende vermaning is, dan is dit iets wat ek by jou hart moet inklop. Dis iets wat by my hart moet inklop. Dit is 'n vermaning dat ek moet heilig lewe.
sogenaamde kinders van vandag, die tyd wat ons in lewe vandag, sê ons dis onmoontlik om heilig te leef. Terwyl die skrif sê, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Terwyl ek in hierdie week buite besig is en werk en ek gaan te kere, laat die Here sekere goed in jou lewe toe. Pas op as jy bid en vir die Here vra, Here wys my, wat is daar wat skeiding maak tussen my en U? En die Here laat partykeer omstandighede jou pad langs kom. En as dit verby is, dan kom jy agter, Here, dat is wat skeiding maak tussen my en U. Pas op wat jy bid, want God is getrou. As jy hom vra in opregtheid, dan wys hy vir jou. En dan kom agter, Here, ek het nodig om my hart te ondersoek, om seker te maak, daar is niks wat skeiding maak tussen my en U nie. Vrydag aan, was hy mensie, donderdag aan, vrydag aan, in elk geval. Henry Warren is mos iemand wat sy sê wil sê, en agterna kom hy agter, het ek maar net liewerste stil gebly, kon die situasie heeltemal rustig gewees. Nie dat ek verkeerd was nie, maar die skrif sê, wees gou om te luister, en stadig om te praat. Maar ek dank die Here toe, die mense hier weg is, toe is daar weer vrede, en ons het nie kwaad uit mekaar uitgegaan nie. Want op 'n stadium in die geveg, toe kom ek agter, Henry is nou tyd om stil te bly, en net niks verder te sê nie. Maar wat as dit nie so was nie? Die skrif sê vermaning om heilig te lewe. Dan kan ons baie redeneer. Ek is die laaste tyd voor ons na die skrif toe gaan. Is die goed wat in my kop bly aan herhaal en herhaal en herhaal en herhaal en ek sê vir my vrou, ek wil so graag die goed vat en dit uitprint. Uitbasyn. En jy weet ons het mos nou tegnologie. Ek kan nie in Carletonville staan en die mense in Kaapstad kan hoor wat ek sê. Ek wil dit vanoggend op 'n mooi manier sê. Want toe ek in my hart voel, wil ek vir die mense sê, is tyd om wakker te word. Daar's duidelike opdragte in die skrif wat die kind van die Here moet, nie as ek wil nie, moet by inpas. Daar's sekere goed wat die Here vir my sê, jy sal ten bloede toe moet weerstand bied, om daarvan los te kom. Jy sal moet stry, want dit gaan die koninkryk van God nie ingaan nie. Maar die kinders van vandag sal sê, ag, God ken my hart is opreg met hom. En die skrif gaan saam geopen word. En as ek en u nie daarby inpas nie, moet ek nie verwag om die koninkryk van God te beerwe nie. Ek sê vir my vrou, kyk hierso. Nou, wat my keer is, ek het myself gesê, hierdie Bybel is vir my geskryf. Nee? Want ek moet hom gehoorsaam wees. As jy besluit om die Bybel gehoorsaam te wees, dan is hy vir jou geskryf. Ek sê baie maal vir die mense, die mans moet lees dit wat die Here vir die man sê, wat hy moet volbring, en die vrouens moet lees dit wat die Here vir die vrou sê, hoe sy moet leef, en die kinders moet lees dit wat die Here van hulle verwag, en as ons net doen dit wat God van my verwag, sal ek hemel maak. Nou, ek staan onskuldig aan daai ene, want ek weet wat die Bybel vir die vrou sê. Vrou, jy moet jou man onderdanig wees. Nee? En ons sal dit baie quoteer as ons in 'n geveg betrokke is. Laat die kinders nou net bietjie ongehoorsaam
is, dan sal ek sê, kinders, die skrif sê, jy moet jou ouers gehoorsaam wees. Maar die skrif in die woord van die Here wat sê, vaders, moenie julle kinders vertoor nie. Dis mos wat hy sê, mamma. Kyk ek nie raak nie. Ek is dalk die oorsaak dat hulle my nie wil onderdanig wees. Ek is dalk die oorsaak dat my vrou voel, as sy nie opstaan en die waarheid begin doen nie, gaan haar kinders verlore gaan. Want sy kan nie my gedagte change nie, want sy moet my onderdanig wees. So, hoe lees ek die Bybel? Nou dit is wat my voel ek moet eerder bietjie stil bly. Om uit te basyn dit wat ek wil, want daar's duidelike dinge wat die Bybel vir my en u leer, wat sê God haat dit. Maar ek loop met dit in my lewe, ek doen presies dit, en ek gaan sit in die kerk, en ek lig my hande op, en sê ek kan bid, Heilige God, met vuil besmette hande. Daar's duidelike skrifte wat die Here sê, dit is 'n gruwel vir God. En ek weet ek doen dit. Dan sal ek nog steeds aangaan met my lewe. En ek sal sê, die Here ken my hart. Ja, ek gaan vir jou sê, jy is presies in die skrif, God ken jou hart. En as jy opreg was in jou hart, het jy gedoen wat die woord van die Here sê. Nie nog verskonings gesoek nie. Ek wil teruggaan na die woord van die Here. 2 Korintiërs 6 vanaf vers 11 sê, ons monde het teenoor julle geopen, Korintiërs. Ons harte het verruim geword. Nie in ons het julle dit nou nie, maar in julle binneste het julle dit nou. Maar by die wyse van vergoeding, ek praat nie met kinders, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek, saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenoot het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges. Nou, ongelowiges volgens ons is sondaar. Die sondaar vloek, né? Kinders van die Here vandag vloek. Ek gaan sommer by die naam. En sê nee, dis nie dit wat by die mond uitgaan, wat die onrein maak nie, maar is dit wat daar ingaan. Of nee, dis dit wat ingaan nie, maar dis wat uitgaan. Ja. Skrif sê so. Ag, die Here kyk nie na hierdie kleinigheidjies nie. Hy weet my meer is 'n probleem. Ja. Jou meer gaan maak dat jy pak slaak het. Sê ek vandag vir Henry Warren. Die kinders van die wêreld drink nog 'n biertjie wanneer hulle wil, want dit laat hulle goed voel, soos my pa vanoggend gesê het. Die sonde laat hulle goed voel. Die sogenaamde kinders van die Here geniet ook 'n biertjie en sê nee, hy oorheers nie my lewe nie. Ek gebruik dit net van tyd tot tyd. Ag, sy, want ek is so lus daarvoor.
Terwyl die skrif sê, geen drinker nie. Nee, ek drink net, wat noem hulle, champagne, saam met my Sondagmaaltyd. Is daar alkohol in? Ja, pas op. Die kinders van die wêreld loop met die sigaret in die hande en hulle dink, ag, my longe, klap hande vir dit. Die wat die Here dien, doen dit ook. Kinders van die wêreld gee nie om hoe hulle lyk in die publiek nie. Die kinders van die Here ook. Terwyl Maleagi 3 vers 18 sê, julle sal 'n onderskeid sien tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. In my woorde gesê, dink hy sê die regverdiges en die onregverdiges. Dit sal met 'n duidelike onderskeid wees. Gaan nie skok vandag. Die wêreld gebruik hierdie Bybel om hulle self te regverdig. Want Lucifer het die guts gehad om vir Jesus Christus te sê, daar staan geskrywe. Want hy wou Jesus Christus mislei. Of verlei. Of in die afgrond inwerp. Maar Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, het skrifkennis gehad, want hy het dit gegee. En hy sê vir hulle, daar staan ook geskrywe. Jy mag jou net die Here jou God dien. In my woorde. Waar kry ons die onderskeid? Vandag, terwyl die skrif sê, wees heilig, want ek is heilig. Daai was nou net 'n klein groepie met dinge wat ek aangehaal het. Wat nog van die grotere goed? Die sondaar daar buite vertel leuns op leuns op leuns. Die kinders van die Here maak trek om 'n mooi rokkie en 'n wit leentjie om myself te beskerm. Ag, foei tog. Geen leenaar sal die koninkryk van God beerwe nie. Waar is die onderskeid vandag? Maar ons sê, ons is kinders van God. Ons lewe in 'n wêreld waar homoseksualiteit normaal is. Terwyl die woord van die Here sê, dis 'n gruwel in die oë van die Here. Ons lewe in 'n wêreld waar hoerery is. Weet jy, die skrif sê, as jy net na 'n vrou kyk, 'n man net na 'n vrou kyk, en in sy gedagte begeer, het hy klaar oorspel met haar bedryf. Maar ons sit in die kerk, Sondag na Sondag, en ons lig ons hande op. Ek praat vanoggend nie om u te oordeel nie, maar ek wil vir u sê, dit is tyd geword dat ons in gees en in waarheid voor God bekeer en besef, ek het nodig om die Here te aanbid in gees en in waarheid, sodat hy my kan losmaak van dit wat in die wêreld wat my vashou. Hy sê, moenie dieselfde juk trek. Saam met die ongelowiges, en so baie mense sê, ja, maar dit is, jy moenie met 'n sondaar trou nie, want ag, nee, ek wil dit bietjie nader maak vanoggend. Moenie dieselfde gewoontes hê as die sondaar nie. Verander jou gedagtegange, want die skrif sê, jy moet 'n nuwe mens wees. Ek, my vrou is gisteraand laat hier in 'n plek en ek sit die radio aan en ek het nou nie, daar is al CD in die kar, ek weet nie eens, maar ons sit die radio aan en hulle speel musiek wat ek nie van hou nie. En ek gaan medium wave. En ek gaan soek, ek weet daar's 'n Christelike kanaal iewers. En ek kry die kanaal en dank die Here vir die ou predikers wat nie bang was om op te staan vir die woord van die Here nie. En hy sê, bekering, in my woorde, is nie om jou sonde te bely as jy uitgevang word.
Bekering is nie om 'n mooi lewe te lewe voor ander mense nie. Maar bekering is om die ou mens af te lê. Die dinge wat ek gedoen het, die doen ek nou nie meer nie, want ek is nou 'n kind van die Here. Bekering is om 'n verandering in jou lewenswandel te maak, om God se naam te verheerlik. En ek dink, ja, dis die waarheid. Ek het op 'n tyd saam met iemand gewerk, en die persoon sê vir my, moenie doen wat ek doen nie. Want die werk verander 'n mens. Vra ek nou, wanneer begin ons so naby aan die Here lewe, dat die Here 'n mens kan begin verander? Wanneer begin my verhouding so eg raak met die Here, sodat hy my kan verander? Vandag word dan ons nie meer gepreek oor klere drag nie. Want jy gaan my seermaak, ag foei tog. Die skrif sê, God haat dit, dat 'n vrou mansklere dra, en 'n man vrouklere dra. Dis 'n gruwel vir die Here. Nou waar kom ons in vandag se dag? Hoe kry ons my onderskeid ingestel? Ek kry partykeer hier in die dorp af. Dan staan die jong manne van vandag met tutus en vroumenskleertjies aangetrek, want hulle wil geld insamel. Vieslik. Ek gril vir dit. Hoeveel keer sien ons hierdie goed? Ag, dis 'n goeie ding, hulle wil rugby speel, dan gee ek vir hom geld op. Ek ondersteun hom in sy kwaad. Dis 'n gruwel in die oë van die Here. Die skole van vandag. Wat noem hulle dit? Die meisies trek aan soos seuns en die seuns trek aan soos die meisies. Hulle het nog nie by hele skool gedoen nie. Dank die Here daarvoor. Daar's al 'n skool wat dit nie doen nie. Dan is dit so 'n groot show. Alles word op Facebook geplaas. Wat is ons is so deel van die een wêreldorde. Wat sê daar's niks onderskeid tussen die Here. Gruwel in die oë van die Here. Ek wil vanoggend vir die vrou, hoe ver sal ek en nie gaan om op te staan vir die naam en die saak van die Here? Hoe ver sal ek gaan om 'n onderskeid te maak, om te sê ek is 'n ware kind van 'n lewende God en ek het die vrees van die Here hier in my lewe. Ek sal nie met dit saamgaan nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Is ek nie besig as ek al hierdie goed doen wat ek vanoggend genoem het, om in dieselfde juk te trek as die sondaar nie? Luister mooi wat sê verder, vers 15 sê. Op watter ooreenkoms het Christus met Belial? Watter ooreenkoms? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Weet jy wat beteken Belial? Dis die enigste plek in die hele skrif, in die Afrikaanse Bybel, moet net die Engelse Bybel gaan soek en kyk, wat dan na Satan verwys word as Belial. Lucifer homself. Watter ooreenkoms het Christus met Lucifer? Belial is die tema van Satan, ek het dit hier neergeskryf. Dit verwys na afskuwelike, bose wese wat verwoesting saai. Watter ooreenkoms het 'n heilige God met iemand wat verwoesting saai? En as ek deel het,
van die sonde van hierdie wêreld, is hy besig om verwoesting te saai. Watter ooreenkoms het 'n heilige God met Belial? Vandag sit die vrouens in die kerke onder die geklank van die Here sonder hoofbedekkings. Daar's 'n rede hoekom God het gesê in sy woord, ter wille van die engele. 'n aanduiding van gesag. Gesag, ekskuus. 'n aanduiding van gesag. Dan sal ons dit betwis. Sê my hare, nie ons nie, ons is ons mans, maar die vrouens. My hare is vir my gegee as 'n bedekking. Terwyl die skrif sê, as jy nie 'n aanduiding van gesag het, moet jy al jou hare afskeer. Luister mooi. Dan sit ons in die kerk vanoggend onder die geklank van die Heilige Gees. Ons sê, die skrif sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Dan sit die vrouens in die kerke sonder hoofbedekkings. Weet jy wat wys dit? Presies wat hierdie wêreld in lewe van vandag, om die vrouens hoër as God aan te stel. Die skrifte verdraai. Ek praat gister met 'n oom, en partykeer weet ons nie met wie ons praat nie. Jy kry mense daar buite in die wêreld wat ook die Bybel ken. En ek praat van 'n sekere persoon, en voor ek iets kon sê, want ons wil ons nou maklik praat, sê maar die mense van daardie plek hou daarvan om die skrif te verdraai. Ek sê, wat? Ek dank die Here dat ek weet daar's 'n God in die hemel, terwyl die persoon van dieselfde kerk eendag by ons sit. Nou, my vrou dink op haar voete, ek dink nie op my voete nie. Jy gaan nou sê, en ek gaan dit later bedink, en ek gaan die skrif kry, en ek gaan dit ondersoek, en as ek die antwoord het, gaan ek vir jou sê, maar jy is moeilik besig om nonsens te praat, man. En die persoon haal 'n skrif van my vrou sê, maar dis nie wat my Bybel sê nie. En hy sit daar met die Bybel. Dis 'n aangename persoon. Hy kom om te praat oor die Here. Hy sê die Bybel sê so. My vrou sê, wat? Dis nie wat my Bybel sê nie. En ek gaan nie die skrif en alles aanhaal nie, want sy het gisteraand met iemand getuig daaroor, en ek lag, ek hou daarvan. Sy sê, nog nooit in my lewe het dit gebeur dat ek nie weet waar 'n skrif staan nie. En ek maak die Bybel oop en ek blaai 2 keer, en ek sit, daar's die skrif hier voor my oë. Hy sê, en dit is wat die skrif sê. En die persoon kyk. Maar ek lees die King James, en ek kom op daai stadium in die gesprek, en ek sê, okay, ek gaan haal die King James. Want ek het dit ook. Ek is nou nie baie goed om Engels te lees nie, maar dank die Here, daai tyd help hy ons om Engels te lees. Ons haal die skrif aan, in die King James, en niks staan daar geskrywe wat die persoon sê nie. Nee, 50%, nee, 90% van dit staan daar. Maar die 10% wat hy sê, is nie daarbij gevoeg nie. En weet jy wat? Het was die laaste keer wat die persoon in my huis was. Hoe ken ek nie die skrif? Word ek regtig gelei deur die Gees van die Here om in waarheid op te staan, nie in aggressie nie, nie in arrogansie nie, maar om in die Gees van die Here op te staan en sê, maar dis nie wat die Here van my verwag nie. Is ek nie besig om te doen wat Belial van my verwag nie? Gaan rond en ek versamel mense om by my kerk te kom aanbid, maar met misleiding. Geen verandering. Om te sê, ek wil doen dit wat God van my verwag nie. Hy gaan verder, hy sê, of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgoderry? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in julle woon en onder julle wandel.
En ek sal hulle God wees. En hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Ek wil net hierdie stukkie van die Bybel vat, wat sê, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, en raak nie aan wat onrein is nie. En dan sê hy, en ek sal vir julle 'n Vader wees. Raak ontslae van die onreinheid in jou lewe. Alles is te groot, of alles is te klein, raak ontslae daarvan, en sonder jou af, en sê, Here, ek wil U dien in gees en in waarheid, ek soek die vrees van die Here, deel van my lewe. En wanneer ek in reinheid kom, word hy my Vader. Dis 'n harde woord vanoggend. Dis 'n tweesnydende swaard, so goed ek vir u preek vir myself. En ek sal vir julle Vader wees, en julle sal my seuns en my dogters wees. Hoe maklik sê ons nie? Ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n kind van God. Maar ek weet, dit wat die Here my teen waarsku, is nog deel van my lewe. Is ek dan waarlik 'n kind van God? Terwyl die skrif sê, sonder julle afreinig julle self, raak ontslae van die sonde en ongeregtigheid, en ek sal vir julle Vader wees. Ons loop vandag rond en sê ons is 'n Christelike land. Geskrif sê duidelik, nie almal van Israel is Israel nie. Terwyl ek in hierdie week hoor van die oorlog, of nie hoor nie, ek luister na wat daar aangaan, ek hou my oor op dit. My vrou vra my, waarvoor is jy bang? Ek sê, ek is nie bang, ek is geskielig. Wil weet wat daar aangaan. Want nie baie lank terug nie, was daar 'n man van God wat geprofeteer het. En het uitgeprofeteer van COVID. En het uitgeprofeteer van die oorlog wat begin het. En hy het daarbey gesê, die oorlog gaan uitsprei. Dit gaan 'n wêreldoorlog wees. En as die Here gepraat het, het hy gepraat. Dis ja en amen. En ongelukkig wil ek u waarsku. God staan op vir die wat syne is. Want in die hele Bybel lees ek waar die mens, die volk van God, hulle voor God verootmoedig het en die Here gedien het in gees en in waarheid, het God vir hulle geveg. Ons soek na beskerming. Ons soek na vrede. Ons soek na geluk. Ons soek om te weet, die Here gaan vir my veg. Bybel sê vir my, God haat sonde. En hy haat ongeregtigheid. En as gevolg van julle sonde en julle ongeregtigheid is sy aangesig van ons af verberg. Ons staan vanoggend, en ek wil vir u sê, ons kan maar sê ons is 'n Christelike land. U weet, ons leiers is deel van die anti-kris. Ons leiers ondersteun terrorisme. Nie baie lank terug nie. Het ons oud-president Jacob Zuma die land aan sy voorvaders geoffer. Maar ons sê ons is 'n Christelike land. Om te sê ek is 'n Christen beteken vir my niks.
maar om God te dien, in gees en in waarheid. Weet ek, al kom die oorlog my pad langs, al verwissel ek die tydelike met die ewige, ek is op my pad hemel toe, want ek weet, my lewe is in die hande van 'n lewende God, volgens die skrif. Hy sê, hoofstuk 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge, van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in vrees van God volbring. Terwyl ons hierdie belofte het, die Here beskerm die wat syne is. Terwyl ons hierdie belofte het, dat hy sy lewe vir ons aan die kruis van Golgotha gegee het, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Terwyl ons die belofte het, daar's 'n kans vir my en u om hemel te maak. Moet ek en u werk om daarin te kom. Dit word nie net vir my gegee op beskikbaar nie. Ou spreekwoord sê wat gesê het, you can't go to heaven on a lazy boy, because there's no place for lazy fellows up there. Dis 'n voltydse werk om God te dien in gees en in waarheid. Voltydse werk. Terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in vrees van die God volbring. Ek wil afsluit met 1 Korintiërs 14, wat sê, vers 1, jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Terwyl ons vandag staan en daar soveel profesies wat uitgaan, waar is die ware profesies? Van die man en die vrou wat God vrees, en sê net dit, wat u my gee om te gee, sal ek gee. Hy sê, laat ons die liefde najaag. Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op geestelike gawes. Wat is die ywer van my oog? Wat soek ek vandag in hierdie lewe? Ek jaag na rykdom. Ek jaag na genot. Ek soek gemaklike lewe. Ag, ek soek dat my kinders moet voorspoedig wees. Die enigste manier wat my kinders kan voorspoedig wees, as hulle sien in my lewe, my oog is op geestelike gawes, op die Here, die God van hemel en aarde gerig, en ek soek hom in gees en in waarheid. Want dit wat my kinders sien in my huis, is dit wat hulle gaan uitleef, as hulle al buite is. Die enigste manier wat ek vir my kinders 'n goeie toekoms kan kry, leer hulle om God te dien in gees en in waarheid. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie woord. Ek wil vir u vra, hoe staan ek voor die Here? God is getrou en regverdig. Wanneer jy in opregtheid uitroep na hom toe, sal hy jou antwoord. Hy sal jou uithelp. Maar weet jy wat doen ons? Ons bely ons sondes wanneer ons uitgevang word.
Ons praat mooi en reg wanneer ons voor mense staan en hulle weet ek is die pastoor van die kerk. Maar daar buite pas ek aan by die wêreld. Geen sonde en ongeregtigheid gaan die koninkryk van God beerwe nie. Ek staan nou die dag by iemand en praat. En sê, hoekom sukkel die sondaars om dood te gaan? Weet jy hoekom? Want hulle siel is benoud. Hy weet, as ek hierdie liggaam verlaat, as ek in die verderf is. En as jy kyk na die ware kinders van die Here, as dit kom by hulle sterfdag, is daar vrede op hulle gesig. Want my siel is verbly. My siel is vol jubel en juig. Want this world is not my home. I'm just passing through. Ek en u sit die keuse vandag. Jou siel is wie jy is. En die liggaam is tydelik. Van stof as jy tot stof sal jy terugkeer. Hoe gaan my siel lyk as hy hierdie liggaam verlaat? Ons lyk lekker versorg. 'n Mooi soet aan. Ek het so 'n bietjie vet hier om die liggaam. Ek het my hare gewas en gekam. Netjies. Ja, ook my skoene gepolish. Netjies. Hoe lyk my siel? As ek hier uitklim, wil ek in 'n mooi kar ry, want die wêreld daar buite kyk na my. Die ou godsman het nie omgegee waarmee hulle ry nie, maar hulle het geweet, ek sal van punt A na punt B gaan, want die Here het my gestuur. Kom ons verander ons prioriteite, en ons maak seker, wanneer ons voor die Here verskyn. Ek wil vir u waarsku, dis nie net in die kerk nie, want God woon nie in 'n plek wat met hande gebou is nie. 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, is God se oog op my en u. Hy sien dit wat ek vir die wêreld wegsteek. Hy hoor dit wat die kerkmense nie hoor nie. Hy ondersoek my hart, tydig en ontydig. En hy toets my niere. En daarom sê die skrif, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid na God toe. Maar daar's 'n profesie, 'n waarskuwing aan. God is meer as jou hart. Hy weet alles. Daar's geen leenaar so groot soos 'n ou wat vir homself lieg en dink ek is opreg met die Here. Maar hy weet, ek sit met hierdie verkeerde goed in my lewe. Kom ons maak seker, hoe staan ons voor die Here vanoggend? In 'n tye van benoudheid, wat vir die land voorlê. Is jou enigste uitkomkans, is om jou te bekeer voor God, in gees en in waarheid. Tot sover, uit die woord van die Here. Amen. Kom ons staan. Gaan ek vir my vrou vra, vir ons die dienste vandag. Amen. Here, dankie vir die kans wat ons hier te Here Jesus. Here, ek bid dat u pastoor sal seën, Here, en sal beskerm, Here, onder die bloed. Ja. Na die woord wat uitgegaan het, Here, wat reguit gesny is, Here. Ek bid, Here, vir elke sny wat tot teen die been is, Here, dat u die een is wat sal kom, Here, dat ons sal genesing kry. Ja, Here, as ek so kan dink aan 'n wond wat septies is, Here, al die vuilis moet eers uitkom en skoon gemaak word voor dit gesond kan word. Here, ek bid dat u al ons sonde, Here, wat ons vuil hou en wat ons ongesond hou, Here, dat u dit sal kom en ons sal kom genees daarvan. Ek vra, Here, wees met ons elke een wat jy uit mekaar uitgaan,
Hou Ja, ons onder die the blood bloed, of Here, tot Jesus. ons weer by mekaar kom. Vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. En die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.